Ek gesels met Marnus Ferreira. Nou luister na hierdie titel. Hy is die tegniese hoof van grondkunde en iTest Soil Agritech Innovation. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Marnus, goeiemôre, baie welkom. Baie dankie Dawie, lekker om hier te wees. Het ek dit ten minste reg gesê? Dis 'n mondvol, maar dis reg. En ons gesels vanoggend oor data mining. Wat is data mining? Yes, Dawie, dit is seker die interessantste en grootste verandering wat in landbou huidiglik plaasvind. So kom ons doen die definisie eers, dit is bietjie vervelig, maar dit is die ontbloting van tendense en korrelasies in data. Okay, nou groot finansiële instansies gebruik dit al vir jare. Maar in landbou is dit 'n nuwe ding. So wat anders ter maak is, hierdie data is wetenskaplike data. So dit is blaarmonsters, koolhidraatmonsters, grondfisies, grondchemies, wateranalises, blomme, vrugte, enigiets. En dan begin ons tendense en korrelasies uit daai datastal uittrek om vrae in die industrie te begin verander en te beantwoord. Dit is ongelooflik. So ek dink wat die antwoord is, maar kom ek maak dit seker. So vir wie is dit? Vir wie word dit gedoen en vir wie gebruik dit? So op die einde gaan dit vir die boer, die kliënt. So dit is agter elke boerdery is daar familie. So dit gaan vir hulle. Maar intern gebruik ons dit om onsself natuurlik beter en meer kundig te maak en om sekere vrae in die industrie te beantwoord. So aan ons kant is dit plantfisioloog, grondkundiges, landboukundiges, chemiese ingenieurs wat hierdie data gebruik om beter antwoorde op die plaas te kan gee. Hoe word dit gebruik? Baie interessant. So jy vat nou byvoorbeeld blaaranalises, grondanalises, water. Nou groepeer jy dit saam en jy vra hierdie datastel 'n vraag. So jy kan dit koppel aan enigiets. Jy kan dit koppel aan opbrengs, jy kan dit koppel aan kwaliteit, jy kan dit koppel aan raaklewe, hoekom speen sekere plante vrugte op sekere tye. En dan vra jy die datastel, gaan groepeer vir my die belangrikste korrelasies vir byvoorbeeld 'n goeie boord. So jy kan dit doen vir 'n land, vir 'n streek reg oor die wêreld en sê ek het 'n sekere gewas wat verskriklik goed presteer in 'n sekere gebied. Hoekom is dit? Gaan wys vir my wat is die korrelasies in die datastelle, wat is die sterkste korrelasies. Dan weet ons waar om te begin. Jy weet wat se vrae om te begin vra op die plaas. Jy weet wat se elemente het 'n groot rol te speel in terme van kwaliteit byvoorbeeld, wat ook al die vraag is. En so kan ons begin pinpoint presies wat is daai probleem en dit begin oplos. So wat is daai probleem wat jy wil oplos? So 'n groot probleem byvoorbeeld by avokadopere is die speen van avokados. Op kersies is dit hoe kry ons beter kleur. Op macadamias en citrus is dit wat se kultivars pas beter en wat se streke waar doen hulle beter en op watse gronde. Wat se besproeiingsstelsel is die beste vir dit. So dit is so wyd soos wat jy kan dink. Ek wil nog eintlik baie dinge met jou gevra het, maar ons tyd is nou ongelukkig klaar, jy weet, maar ek kan net vir jou sê baie dankie dat jy 'n draai kan maak. So ek dink dit is 'n absolute fascinerende onderwerp. Baie dankie, ons dink ook so. En dis Marnus Ferreira, tegniese hoof van grondkunde en iTest Soil Agritech Innovation. Dis 'n lekker bakvol. Maar dit wys jy net landbou is ook deel van die moderne ekonomie.